surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near, desperate for you, desperate for you. I surrender, I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfolds. I hunger and thirst, I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender, I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender, I surrender. To know you more, I want to know you more. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way, Lord, have your way in me. Like a mighty storm, to know you more. I want to know you more. I surrender, I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way, Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way, Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way, yes, Lord, have your way in me. Like the mighty storm, the within my soul. Lord, have your way, Lord, have your way in me. I surrender, I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender, I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender, I surrender.
So daar waar jy staan, maak dit jou oë vir 'n oomblik. En kom ons bid saam. Vader, dankie dat U vanoggend hier is. Dankie dat ons vanoggend, Here, kan verklaar, ons gee alles oor aan U. Here, U is 'n goeie God. En ons is so lief. Ons wil vanoggend vra, Here, kom werk in ons liggame, kom werk in ons harte, kom werk in ons gedagtes, kom werk in ons siel. Here, as enige iemand vanoggend is wat sê, maar Here, ek het genesing nodig. Of ek ken iemand, Here, wat 'n aanraking van U nodig het vanoggend, wil ons vra in hierdie oomblik, Heilige Gees, kom raak elke een aan van kop tot toon. Here, kom genees vanoggend, kom werk vanoggend selfs tussen murg en been. En in die naam van Jesus Christus, beveel ons jou liggaam, word gesond. En dankie daarvoor, Heilige Gees. Dankie dat U vanoggend werk. Dankie vir elke getuienis. Dankie vir elkeen wat sê, maar Here, dit voel of my las ligter raak. Ons eer U vanoggend daarvoor. En Here, vanoggend wil ons soos hierdie lied sê, onsself net weer kom onderwerp aan U. En as jy vanoggend hier is en jy sê, maar ek het nodig om my saak met die Here net weer reg te maak, of ek het nodig om net weer by sy voete uit te kom. En dalk het jy 'n bietjie weggedwaal, dalk was daar 'n oomblik waar jy gesê het, maar Here, ek weet nie of hierdie ding nog vir my is nie. As dit jy is vanoggend, terwyl almal se oë toe is, ons gaan jou nie uitroep nie, ons gaan jou nie blootstel nie. Ek vra, steek dit op jou hand en laat hom weer sak. Ons wil graag saam met jou bid. Dankie julle. Dankie. So Vader, vanoggend kom ons as gemeente, ons kom as kinders van U na U toe. En ons vra, Here, ontvang ons weer vanoggend in U arms. Omvou ons weer vanoggend met U liefde. En dankie daarvoor, Jesus. Dankie dat ons vanoggend as 'n kind na 'n Vader toe kan kom en kan sê, maar Here, ek het nodig om reg te maak. En dankie dat U vanoggend sê, dis reg my kind. Welkom tuis. Vanoggend verklaar ons, Here, U is ons God. Vanoggend sê ons en ons verklaar, U het uit die dood uit opgestaan. En ons eer U, dat ons U kinders kan wees. En ons is so lief. Dankie vir hierdie oggend. Dankie vanoggend vir U woord. Dankie vanoggend vir die tyd as familie saam. Ons eer U daarvoor, Here. In U naam alleen. En almal sê so. Amen. Amen. Jy is welkom om jou sitplek in te neem. Dankie dat jy vanoggend hier is in hierdie koue. Wat 'n voorreg om saam te kan wees as familie. Dankie ook lofspan. Ek wil net sê, toe die alarms vanoggend afgesit word, was dit -2. Wat beteken, hulle is in -2 al vanoggend hier. So kan ons net vir hulle 'n groot applaus gee. Baie dankie julle. Prys die Here. Ek gaan net terwyl Windows update op die perfekte oomblik. Prys die Here. Wil ek sommer net vinnig 2 afkondigings doen. Dis mos net die ideale tyd. Here help, hy gaan nou regkom. Maar ons het 2 versoeke. Die een is, ons het 'n dogter in ons gemeente wat op die oomblik in matriek is en sy kort dringend verblyf. Sy is deel van ons gemeente, sy is deel van ons familie en sy kort verblyf basies van Julie tot Desember van hierdie jaar. En daarna gaan sy studeer en ons vertrou die Here ook vir groot goed in haar loopbaan vorentoe, in haar lewe vorentoe. Maar ons wil regtig vra, as dit binne jou vermoë is,
of selfs as jy hulp nodig het om daar te kan huisves, ons wil al graag by een van ons gemeente se gesinne sit, as dit binne jou vermoë is en binne jou kapasiteit. Wil jy nie kontak maak nie, kom ons help haar, dis net van Julie tot Desember, en ons vertrou die Here vir 'n groot ding, wat hy ook in haar lewe gaan doen. So dis van Julie hierdie jaar, en dan saam met dit, het Tannie Elna ook gevra, of daar nie nog 2 dames uit die gemeente uit is, wat kan kom help in die Second Life shop, om net alles lekker mooi reg te druk vir so 3 weke, en dan daarna, om te dien op die bestuur van die Second Life shop nie. So as jy kan help met enige van daai, kontak asseblief die kerkkantoor, kontak Marlies, en ons sal jou in kontak sit met die regte persone, en veral met ons dogter wat 'n matriek is. So laat weet vir ons, as dit binne jou vermoë is, en dankie daarvoor. Dit lyk my, is amper daar, so prys die Here daarvoor. Ek dink partykeer, wag, daar begin hy gaan, daar is hy, baie mooi man. Partykeer, Pieter, is daar 'n rede dat ons nie vir vensters gaan nie, maar eerder appels verkies. If you catch my drift, dit Apple in elk geval. Nee, maar prys die Here vir 'n tegnologie vanoggend, en vir klein predikertjies, hallo Joshua, hy kom sê sommer net hallo. Ek is so opgewonde, so, daar is hy in die gang, en in die volgende paar weke, gaan ons in 'n reeks ingaan, geestelike balans, oor geestelike balans, en hy gaan sommer saam met preek vir so 'n klein oomblik, julle kan sien, hy is nie meer van balans af nie, so hy maak sommer my punt vir my vanoggend. Ons gaan praat oor hierdie reeks van geestelike balans, en die een ding wat ons besef vir die laaste ruk, is in elkeen van ons, en in meeste van ons met wie ons praat, se lewe, is daar hierdie behoefte na balans. Die lekker ding van Joshua is, hoe nader jy aan hom kom, hoe vinniger hardloop hy. Dankie. Ons sê ons is familiekerk vir familie, maar ons lei hom net op te begin preek. So oor 2 weke is Joshua aan die woord. Hy gaan net in tale praat. Maar ons praat oor balans. So ons besef in elkeen van ons se lewe is daar hierdie behoefte na balans. En ons hoor so baie keer hoe mense sal sê, maar as ek net 'n werkslewe balans kan kry, sal alles oukei wees. Sal alles begin beter gaan. Ander mense wat weer sê, as ek net balans het met my tyd het met my kinders, tyd het op my foon of van my foon af, tyd by die werk, tyd by die kerk, en ons so baie areas in ons lewe waar ons net soek na balans. En hier is die ding van balans in die woord. Wanneer ons kyk na die woord, gaan balans in die eerste plek nie oor hoe ek my tyd en my geld en my verhoudinge balanseer nie. Dit gaan nie oor 'n fisiese balans nie, dit gaan oor 'n geestelike balans. Want as ek die heeltyd besig is om te veg, om al hierdie fisiese balle in my lewe in die lug te hou, en daar is so baie, en al so baie inligting wat ek moet onthou, beteken dit, ek gaan naderhand begin uitbrand, en ek gaan begin uitval uit die lewe uit. Daar's te veel dinge om te onthou en te balanseer, maar wanneer ek my lewe en my gesin en my huis geestelik begin balanseer, dan begin die Heilige Gees my dring om 'n gewig te sit aan sekere goed in my lewe, en ewe skielik vind ek spasie in my dag, ek vind asem in my longe, ek het tyd vir my gesin, ek vind balans, en dit begin in die gees. So in die volgende 3 weke gaan ons fokus op 3 maniere hoe ek geestelike balans in my lewe kan kry, en vandag is dan slaan vas jou tentpenne, volgende week bou 'n altaar, en die 3de week is Graue Put. En as jy een van hulle mis, gaan kyk dit aanlyn, en ons glo nog 'n ongelooflike seën daarin wees. So ons begin met slaan vas jou tentpenne. Slaan vas jou tentpenne. Nou ek moet bieg, hierdie is nou die een wat ek ingebring het vir al die kampers. Slaan vas jou tentpenne. En toe ek nou lees van die tente en die hoeveelheid moeite wat in 'n kamp naweek ingaan, begin ek so 'n bietjie sidder. Nou Pieter, ons leer, nee, ons probeer die kampding uit, ons probeer ons kamptoerusting baie stadig opbou, maar ek is nog nie heeltemal daar nie,
Maar tentpenne en tente in die koninkryk is waarskynlik een van die kragtigste beelde wat die woord vir ons gee. So die betekenis van tentpenne in die woord is hierdie: beweegbaarheid en die vaspen van glorie. Die beweegbaarheid en die vaspen van glorie. So dis beweegbaarheid in die sin dat tentpenne wat ingeslaan is, altyd weer uitgehaal kan word en weer ingeslaan kan word. En hierdie is belangrik, want so baie keer slaan ons tentpenne vas in die verkeerde grond. En dan moet ons dit weer uittrek en gaan vasslaan in die regte grond. Of ander kere slaan ek my tent vas, maar hy's nie styf genoeg gespan nie. En dan het ek nodig om my tent te herposisioneer, om dit te skuif. Sien, genade sê, ek mag my tentpenne uittrek en weer gaan vasslaan in ander grond. Ek mag dit herposisioneer. En is baie keer byvoorbeeld sien ons ouens in werksplekke, wat sal sê, maar dit voel vir my, of ek my tentpenne in die verkeerde grond vasgeslaan het. En baie keer is ons bang vir daai tentpenne wat nou al so lank vasgeslaan is in hierdie verkeerde grond, en ons sit met hierdie vrees om hulle uit te trek en weer te herposisioneer. Maar ons besef baie keer nie, as my tentpenne in die verkeerde grond is, gaan my tent uit mekaar uit begin val. En ek wil jou daarom vandag bemoedig, daar is genade vir 'n herposisionering van jou tent. En ek sê nie daarmee skuif nie, maar moenie dat vrees jou terughou nie, want daar's genade vir die skuif. Net so vir die verkoop van 'n huis. Baie keer besef ons nie, daar's genade daarvoor om 'n huis te laat gaan. En ek dink, maar Here, ek wil nie my tentpenne uittrek nie. Maar intussen jy sê, hy is besig om jou finansiëel te ruïneer. Het amper met ons gebeur. Was broekskeer naby. En baie keer word so iets vir ons amper hierdie afgod waarin ons vashou, maar ons besef nie, daar's genade vir 'n tentpenne uithaal, skuif en in ander grond gaan plant nie. Sien, tentpenne is gemaak om uitgehaal te word en weer ingeslaan te word. Laat dink my so aan hierdie ou met die naam Lot. Nou ek weet, meeste mense onthou Lot se vrou, wat in 'n soutpilaar verander het. Maar op 'n stadium kom Abraham en Lot op 'n plek waar hulle moeilikheid met mekaar begin optel. So hulle tel hierdie moeilikheid met mekaar op, en dan begin hulle paaie skei. En Lot sê vir homself, hy sê maar ek is klaar met hierdie lewe, waar ek alleen op God vertrou. En dan sê hy en Abraham, maar ons gaan in verskillende paadjies gaan, en Lot gaan dan na 'n land toe, waar hy suksesvol besigheid kan doen. Hy trek na ander vrugbare grond toe, en hy trek dan na hierdie land toe, waaraan niemand sou dink nie. Lot gaan na Sodom toe. My sonnaskooljuffrou het altyd gesê, hy was so dom, om na Sodom toe te gaan. As kinders het ons baie gelag vir dit. So ons lees in Genesis 13 vers 10, kom ons lees saam, Genesis 13 vers 10. Lot het toe rondgekyk en gesien die hele Jordaanstreek tot by Soar het so volop water soos 'n tuin van die Here, soos Egipte. Dit was naamlik nog voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het. Lot het die hele Jordaanstreek vir hom gekies en hy het ooswaarts versit. So het die twee van mekaar geskei. Abraham het in Kanaan bly woon en Lot het in die stede van die Jordaanstreek gewoon. Tot by Sodom het hy gaan tent opslaan. Die inwoners van Sodom was sleg. Hulle het baie gesondig teen die Here. So hier kom Lot. Hy trek na Sodom toe, waaroor die Here gesê het, maar hierdie is slegte mense. Hierdie is slegte mense, hulle sondig baie teenoor die Here. Nou die naam Sodom het beteken verskroei of verbrand, want later het die Here dit verwoes, maar dit het ook beteken wynlande wat jou vergiftig, of wingerde wat jou vergiftig. Met ander woorde, dis hierdie mooi ding wat voor jou oë is, en al wat jy wil hê is meer van dit. Ek kan dit ruik, ek kan dit proe, ek wil dit inneem, maar dit vergiftig jou stadig, maar seker. En dan besluit Lot, maar ek gaan by hierdie plek gaan tent opslaan. En ek sien amper in my geestesoog, hoe Lot hierdie tentpenne inslaan in hierdie grond.
En sy tent wys na Sodom toe dat hy kan sien hoeveel grond hy gaan vat. En ek sien hoe slaan hy dit in, hou, na hou, en hy weet, maar God wil my nie hier hê nie. Maar hoekom slaan hy dit daarin? Want dis die plek van sukses. Dis die plek waar hy wêreldse sukses sou kon najaag. Maar hy het nie besef dat die grond wat hy gekies het, kom met 'n geestelike gevaar nie. En baie keer maak ons ook so. Ons besef baie keer nie dat ons tentpenne gaan vaslaan voor 'n Sodom nie. Ons besef nie dat ons tentpenne gaan vaslaan in die grond van wêreldse sukses nie. Ons besef nie dat ons dit gaan vaslaan in iets wat mooi lyk, maar my stadig maar seker begin vergiftig van binne af in my siel en in my gees nie. So hy slaan dit vas, want hy soek hierdie sukses. Wat baie mense nie besef nie, is hoe langer ek my tentpenne vasgeslaan hou in die verkeerde grond, en veral voor 'n Sodom, hoe meer is ek geneig om weg te trek van die Here af. Hoe meer gaan hierdie aantreklike wingerde van die wêreld my siel en my gees begin vergiftig. Hoe meer gaan ek kompromie in my huis begin toelaat. Hoe meer gaan ek sekere dinge begin toelaat in my lewe wat belangriker as my geloof raak. Ek wil net sê, dis maklik, en die Engels sê compromise, dis maklik om te compromise, as daar geld voor jou oë gesit word. Dis maklik om te compromise, as iemand na jou toe kom en sê, maar ek maak al jou skuld dood, as jy. Baie maklik. Ons het al mense gehad wat in ons persoonlike en ons gesin wou insaai, met voorwaardes. En jy kan nie vir dit val nie, jy kan nie compromise nie, jy kan nie 'n kompromie aangaan nie. Jy kan nie buig voor Sodom nie. Maar baie keer word ons hierdie lot van dit lyk goed en ons het dit nodig in die oomblik. En Sodom word dan vir ons hierdie plek van vrugbare grond, waar dit in die oomblik goed lyk. Maar ons besef nie, dis die plek wat ons naderhand gaan wegtrek van die Here nie, waar ons so besig gaan raak dat ek nie meer tyd het vir God nie. Baie keer slaan ons tentpenne in by die grond van sukses. En dit is nie net sukses in besigheid of finansies nie, dit is ook sukses in my kinders se loopbaan. Dit is sukses in sekere vriendskappe. En ons slaan dit nou daarin en ek spandeer al my tyd daaraan. Want ek glo dis wat nou nodig is en dis wat nou goed is. Maar ek besef nie hoe vinnig Sodom begin vat plek kry op my geloof en my gesin en my waardes nie. Ek het al baie keer mense hoor sê, maar ek is net so besig, ek is besig, maar dit is net vir 'n seisoen. Dit is net vir 'n seisoen. Party seisoene hou nooit op nie. Oor 20 jaar sê jy, ek is nog steeds besig. En jy besef nie, ek het my tentpenne ingeslaan voor 'n Sodom nie. Baie keer van dit een seisoen, waar ek vir my kinders wys, dat die Here nie 'n prioriteit in my lewe is nie, vir hulle om te begin wegdryf van God af. Daar's altyd seisoene om sekere goed na te jaag. Maar ons kan nie God mis nie. So waar jy jou tentpenne inslaan, maak saak. Wat jy in die ingang van jou tent toelaat, maak saak. So dan sien ons in Genesis 19, kom hierdie 2 engele na Lot se huis toe. Kan jy dink, 2 engele kom besoek jou huis? Ek stuur 'n WhatsApp vir die hele gemeente. Kom kyk. En nog steeds sal party mense Pieter dit nie glo nie. Maar ek sal vir hulle sê, julle bly net hier tot almal gesien het. Maar hulle kom besoek Lot se huis of sy tent. En die woord verwys tent na jou lewe, jou finansies, jou huis, jou gesin, jou huwelik, jou gewoontes, of dan hierdie plek van ontmoeting, hierdie plek waar God jou kom ontmoet, hierdie plek waar sy engele in jou lewe insaai, waar jy die teenwoordigheid van God kan ervaar. So daar kom hierdie engele, hulle kom ontmoet vir Lot. En dan kom daar mense van Sodom, wat die engele wil misbruik. Sien, Lot het op daai stadium nog nie sy geloof in God vergeet of verloor nie. Hy het nog nie sy geloof verloor nie, maar hy het die regte ding in die verkeerde plek gedoen.
En baie keer is die grootste teken dat ek my tentpenne by 'n Sodom opgeslaan het, die feit dat die mense wat my tent omring nie my geloof eer nie, nie my geloof herken of dit enigsins reken nie. Ons hoor baie mense wat sal sê, maar los kerk op Sondag, kom drink net 'n dop saam met ons, in ons dorp. Ja, dan dink ek, maar verstaan jy nie die waarde van tentpenne in die regte grond nie? Dis een van die grootste tekens van 'n Sodom in ons lewe. So die engele waarsku vir Lot, Genesis 19:13, ons gaan hierdie plek verdelg. Daar's 'n groot geroep by die Here oor die plek en sy mense, en hy het ons gestuur om die plek te verdelg. En dan sê Lot vir die engele, hy sê, maar spaar my familie. En dan sê hulle, dis reg Lot, maar julle mag nie terugkyk nie. En dan soos hulle weggaan van Sodom af, val die vuur en die swaal. En Lot se vrou kyk terug. En dan sê die woord, sy het in 'n soutpilaar verander. Ek wil net sê, die Here het nie 'n toerkunsie gedoen nie. Dit was nie 'n magic trick nie, wat sy in sout verander het nie. Dis eenvoudig, sy het te lank gestaan en wag, en teruggekyk na die verlede. En toe die swaal en die vuur haar oorweldig, en toe sy in die sand val, het sy fisies in daai reaksie sout geraak. So ek weet in Israel is daar hierdie soutpilaar, waar die ouens sê, daar is Lot se vrou, dis nie sy nie. Maar dis 'n mooi teken van wie sy sou wees. Jy gaan hom nie oopmaak en dan kry jy al bene daar binne nie. Maar hier is die ding, sy het te lank teruggekyk op die verlede, en gedink, maar dit was lekker. Ons tentpenne was in goeie grond, ons was suksesvol, dit was goed. Maar die ding wat Lot gemis het, is wat hy het nooit sy tentpenne in die regte grond gaan inslaan nie. So hy vlug van daar af en dan gaan hy na 'n grot toe. En hy oorleef, maar hy moes die gevolge dra van tentpenne in die verkeerde grond. Hier is wat vir my so mooi is. Terselfdertyd is daar 'n ander ou met die naam Isak, Abraham se seun. En Isak het hierdie behoefte gehad, hierdie begeerte om meer van God te hê. Hy het gebid vir sukses, maar hy wou meer van God gehad het. En dan gaan hy rond van plek na plek en hy slaan sy tentpenne in verskillende grond en hy trek dit uit en hy slaan dit in en hy trek dit uit en hy slaan dit in. En dan gebeur hierdie. Ons kry in Genesis 26 dan hierdie verhaal. Kom ons lees gou saam. Genesis 26 vers 23. Van daar af het Isak na Berseba toe getrek. En die nag toe hy daar kom, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê: Ek is die God van jou vader Abraham. Moenie bang wees nie, want ek is by jou. Met ander woorde, ek is teenwoordig. Ek sal jou seën en jou groot nageslag gee ter wille van my dienaar Abraham. En Isak het daar 'n altaar gebou en die naam van die Here aangeroep. Isak het sy tente daar opgeslaan en sy slawe het 'n put begrawe. So hulle kom by Berseba. Berseba beteken die put van belofte. En ewe skielik begin die Here met hom praat. Wat het Isak gedoen? Hy het sy tentpenne aanhoudend ingeslaan en uitgetrek en ingeslaan en uitgetrek totdat hy by die put van belofte gekom het. Hy het geherposisioneer totdat hy God gevind het en die teenwoordigheid van God kon vaspen in sy huis. Lot wou sukses vasslaan in sy tent. Isak wou die teenwoordigheid van God vasslaan in sy tent. En hy het uitgetrek en ingeslaan totdat dit gebeur het. So hy was so desperaat om God se stem te hoor en ewe skielik begin die Here met hom praat by hierdie put van belofte en is nie soos met Lot 'n waarskuwing nie. Skielik seën die Here hom want dit was by die regte plek. Baie keer is ons nie desperaat genoeg om die teenwoordigheid van God in ons huise, in ons tente vas te pen nie. Ons is nie desperaat genoeg om ons huis 'n tent van ontmoeting te maak nie. En dan hou ons aan om ons tentpenne vas te slaan by Sodom. En dan wonder baie mense en ek sê maar Here, hoekom hoor ek nie u stem nie?
Here, hoekom sien ek U nie werk nie, hoekom sien ek U nie beweeg nie, maar ons pen nie sy teenwoordigheid in die grond vas nie. Hier is die genade. Daar is vir jou, en ons vir elkeen van ons, hierdie Berseba beskikbaar. 'n put van belofte. Maar die uitdaging is, ons mag nie soos 'n Lot bly sit voor 'n Sodom nie. Ons moet ons tentpenne uittrek en gaan vasslaan in die regte grond. So dis vir my so mooi. Hy begin die Here najaag en dan vind hy meer sukses as ooit van tevore. So die vraag is, waarin slaan ek my tentpenne vas? Hoe vind ek daai tent van belofte? En kom ons lees saam Efesiërs 5. Hou vir ons een van die geheime hiervan in. Efesiërs 5 vers 17, kom ons lees saam. Het sê, moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil dat julle moet doen. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. So hy sê, pas op vir onverstandigheid. Moenie jou tentpenne by Sodom gaan inslaan en verwag die Gees gaan jou huis vervul nie. Kinders wat die Here dien na skool, gebeur nie toevallig nie. Ek wat nie uit mekaar uitval, as my lewe uit mekaar uitval nie, gebeur nie toevallig nie. Ek wat soos 'n Isak by 'n put van belofte kom, waar ek die beloftes van die Here in my lewe sien vervul word, gebeur nie toevallig nie. Ek moet doelbewus my tentpenne in die regte grond gaan inslaan. Daar's baie keer hierdie versoeking om ons tentpenne te gaan inslaan in plekke wat nou vir ons goed lyk. Ons besef nie daar's 'n gevolg daaraan nie. Ons besef nie daar's prioriteite wat vir my kinders gaan wys dat God nie so belangrik is nie. So hier sê hy, hier's waar jy jou tentpenne moet vasslaan. Hy sê in die eerste plek, slaan dit vas in die Heilige Gees, word met hom vervul. Met ander woorde, wees gehoorsaam aan daai stemmetjie, wat tussen al die Sodoms wat moontlik op jou pad kom, en partykeer mis ons hulle, en ons slaan nie daarin nie. Wees gehoorsaam aan daai stemmetjie, wat sê, gaan nie na toe. Daar's 'n ander put, daar's 'n ander prioriteit, daar's 'n groter gewig aan hierdie ding. Tussen al die geraas deur, reageer op hom, en dan die volgende ene is, maak jou huis 'n huis van aanbidding, sing onder mekaar psalms, sê hy. Psalms het verwys na die fisiese psalms van Dawid. In die Hebreëus het dit gevloei, maar dit verwys ook na lofsange, geestelike liedere. Met ander woorde, gaan in 'n plek van lofprysing en aanbidding in. Baie keer as ek agterkom, ek het nou 'n tentpen ingeslaan voor 'n Sodom, wat begin steel by my, wat begin reuneer, wat prioriteite begin verander. Sit lofprysingsmusiek aan in jou kar, of in jou huis, en dit verander jou hart net so, in 'n oomblik. Draai jou hart na God toe. Die volgende ene, hy sê, dank die Vader. Met ander woorde, slaan jou tentpenne vas in dankbaarheid, want dankbaarheid help my waarmee? Om die voetspore van God in my lewe en my verlede raak te sien. Dankbaarheid help my om te sien waar God was en waar hy weer gaan wees. So Heilige Gees, lofprysing en aanbidding, dankbaarheid, en dan hierdie ene, oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Dis nie toevallig dat ons gevul word met die Gees as ek dink oor die naam van Jesus nie. Ek slaan my tentpenne, die tentpenne van my huis, van my huwelik,
van my gesin, van ons gemeente, van ons dorp, vas in sy naam. En ek wil amper sê, ons moet dit daarin anker, en nie laat gaan nie. So dis gees, aanbidding, dankbaarheid, in die naam van Christus. Dis die grond, rondom die put van belofte. En daar's meer, en ons gaan in die volgende paar weke kyk na die ander ook. Maar dis die grond van die put van belofte. Ons het altyd hierdie keuse. Gaan ek my tentpenne vastslaan in die grond van Sodom? Of gaan ek my tentpenne vastslaan by die put van belofte? En as ek kies vir die put van belofte, beteken dit al sekere goed waarteen ek ook gaan kies. Ek gaan kies vir die Heilige Gees. Ek gaan kies om gehoorsaam te wees, al maak dit nie sin nie. Ek gaan kies om sekere goed toe te laat en nie toe te laat nie. Al maak ander bespotting van my Here, soos in die tyd van Lot. Terselfde tyd gaan ek stap in lofprysing en aanbidding, en mense gaan dink ek is vreemd. Want ek is veronderstel om sakkie te speel. En ek sê, ek hou van 'n sakkie liedjie hoor. Maar lofprysing en aanbidding word my topprioriteit. Net so dankbaarheid in die naam van Jesus Christus. En in daai plek sal jou tent bly staan. Sal jy nie val vir Sodoms nie. Jy sal selfs jou kinders die Here aanhou dien. Waar slaan jy jou tentpenne in vandag? Ek wil net sê, ons besef, ons kan tentpenne inslaan in die sukses van 'n kind. Beteken nie, hy gaan 'n springbok word nie. Ek het nodig om te evalueer, wat het vir my meer langer termyn waarde? En ek wil inslaan by die put van belofte. Net so in my hart, in my gees, net so in my huwelik, net so in my finansies. Ons kan nie van maandag tot Saterdag inslaan by Sodom en Sondag inslaan by die put van belofte nie. En verwag ons gaan al die seën van daai put ontvang nie. Slaan in by die put van belofte. En mag jy die seën van daai put en daai grond ontvang. Amen. Amen. Kom ons staan. Kom ons staan. Ek wil sê, nou is my rekenaar daarom reg vir volgende week. Prys die Here. Ek wil graag saam met jou bid, en dan gaan ons afsluit. So kom ons maak ons oop toe. Vader, dankie dat ons vanoggend net weer kan seker maak, dat ons tentpenne in die regte grond vasgeslaan is. Ons wil vanoggend vra, Here, as daar enige tentpenne is, wat ons in die grond van Sodom gaan inkap het, in die grond van sukses najaag, in die grond van iets wat mooi lyk, maar wat nie van U af is nie, wil ons vra, Heilige Gees, help ons om dit uit te trek en te herposisioneer in die put van belofte, in die grond van die koninkryk. Ons gee daai tentpenne vanoggend in U hande. Help ons om dit in te slaan, Here, en as ons dit moet uithaal en weer inslaan, en uithaal en weer inslaan, totdat ons daai plek vind, waar ons U teenwoordigheid vaspen in ons huise, vra ons, help ons om dit te doen. Wys vir ons waar dit is, hoe dit lyk. En dankie, Jesus, dat U teenwoordigheid, soos met daai put van belofte, kom rus op elkeen van ons se tente. Help ons vanoggend daarmee, Here. Dankie daarvoor, Jesus. Dankie vir balans in ons lewe. Dankie dat U die gewig weer kom reg trek na die koninkryk se kant toe. Ons vra, wees saam met elkeen in die week, seën elkeen in die week. Gebruik ons, Here, om selfs ons dorp se tentpenne weer reg vas te slaan. Geanker in die regte goed, in die koninkryk, in die gees, in die waarheid, in lofprysing en aanbidding en in dankbaarheid.
En ons dankie daarvoor, Jesus. En ons eer U. En ons is so lief. En almal sê so, amen. Kom ons eer die Here 'n laaste keer, en dan gaan ons die seën uitspreek. Met die krag van God kan ek voor U gaan staan. Met die krag van God kan ek langs U gaan staan. Met die krag van God sal ek met my vyand praat. Ek is sterk met die krag van God. Met die krag van God deur die storm slaap, met die krag van God. Doen ek reg alles ek kwaad, met die krag van God. Het ek lief as jy my haat, ek is sterk, met die krag van God. So ek sing halleluja, want ek is sterker in die krag van God. Ek sing halleluja, want ek is sterker in die krag van God. As ek neerval op my knieë, word ek vol, ek is sterk met die krag van God. Soos Daniël, wat voor die koning staan, soos 'n Joshua, wat die vyande verslaan, soos Abraham, wat 'n vreemde land ingaan, wil ek leef met die krag van God. So ek sing halleluja, want ek is sterker in die krag van God. Ja, ek sing halleluja, want ek is sterker in die krag van God. As ek neerval op my knieë, word ek vol, ek is sterk met die krag van God. Die brul van die leeu is kragtig, o my God is almagtig. Die brul van die leeu is kragtig, o my God is almagtig. Die brul van die leeu is kragtig, o my God is almagtig. Die brul van die leeu is kragtig, o my God is almagtig. So ek sing halleluja, want ek is sterker in die krag van God. Ek sing halleluja, want ek is sterker in die krag van God. As ek neerval op my knieë, word ek vol, ek is sterk met die krag van God. Ja, ek is sterk met die krag van God. Kan ek vra, kan ons net vir die Here 'n groot applaus gee, want dit is vir my so mooi. Amen. Ons wil uitnooi, kom kuier na die tyd saam in die saal. Onthou die jeug is aan die gang ook na die tyd. En Next Gen, Hanu staan daar agter met 'n lanyard by die eerste kuierbanier as jy graag wil deel raak van die WhatsApp groep van die gemeente, of by die gemeente wil aansluit, of as jy 'n besoek van iemand nodig het, gaan gee jou naam daar vir Hanu. Hy kan ook saam met jou bid. Bly ook sit. As jy graag gebed wil hê na die tyd, iemand sal na jou toe kom, of gaan na Hanu toe daar agter. En ek wil sommer net 'n laaste ding sê. Ek ervaar iemand gaan in die week 'n vraag kry oor 'n geleentheid. Vra jouself net af, waar gaan ek my 10 penne inslaan as ek dit vat? En dis al. Laat daai ding net hardloop in jou gedagtes. Mag die Here jou seën. Mag sy aangesig oor jou skyn. Mag jy jou 10 penne inslaan in die koninkryk van God, by die put van belofte. Mag jy sy teenwoordigheid vasslaan in jou huis, en mag jy vreugde en vrede ontvang. Amen. Dankie dat jy vandag hier was, dankie dat jy ons seën. Mooi dag verder. Sterkte met die koue.
Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vraag. Versprei my lig, aanleef my liefde.